beeskraal. Dis wat dit is. En die Tswanas het die hele berge volgebly. Hier's baie van hulle, hierdie is nie uniek nie. Was dit hulle wat die klippe so gepak het? Hulle het die klippe gepak. Wow. Ja. Nou, hier aan die agterkant kan jy sien, die klippe is nog grys. Ja. Dis oorspronklik soos hulle hom nog gepak het. Maar waar hy begin ander kleur kry soos hier, dis waar hy al omgeval het, dan tel ons dit op, en so is dit net weer terug. Wow. So die hoogte van die muur was 'n man se borshoogte. En dan boop dit het hulle die takke van die soedoring gevat, dit in mekaar gedruk en dit boop gepak. So die totale hoogte van die muurstruktuur was 'n mens se hoogte, 'n man se hoogte. En hulle het die klippe gebruik sodat die luiperd nie onderdeur kruip en hulle of hulle beeste kon vang nie. Dis hoekom hulle die klippe so gepak het. En kyk hoe relatief gelyk is dit, en dis maar die beeste wat dit so getrap het. Die ou wie se beeste dit was, hy het 'n ring daar aan die buitekant waar hy lokale materiaal gebruik het. Jy weet, stokke en modder en gras. En met dit het hy 'n skuiling gebou. Nie deure en vensters nie. Hy het net so 'n ronde opening gehad waar hy ingekruip het en aan binnekant het hy net geslaap. Maar al sy ander aktiwiteite het hy buite gedoen. Nou as die ding begin baie mense kry, word dit 'n village en dan maak hulle veelvuldige ringe. So as die ou nou vir 'n vrou kry, dan bou hy vir die vrou 'n ring langs aan. En as hy 'n tweede vrou kry, weer 'n ring langs aan. En as hy die einde van die dag 6 vrouens het, dan 3 aan sy linkerkant en 3 aan sy regterkant. En dan maak hy nou ringe waar hulle met die vleis werk waar daar bloed is. 'n ander ring waar hulle bier brou, waar hulle dit stook. 'n ander een waar daar permanent vuur is, waar hulle kook. En dan een aan die buitekant wat taamlik groot is, waar die mansbedag sit en hulle hou bosberaad en hulle praat oor die probleme van die village en alles wat gedoen moet word. En dan bring die vrouens vir hulle pap en bier en vleis en hulle sit die hele dag daar, eet en praat en drink. Nou vandag, 600 jaar later, noem hulle dit strategiese beplanningssessies, bosberaad, think tanks, raadsvergaderings en alles. En dis maar presies dieselfde. Manne sit en eet en drink en gesels, maar vandag is daar die vrouens binne in die raadsaal saam met die strategiese beplanning en alles wat gebeur. Nou of dit goed of sleg is, daaroor wil ek nie praat nie. Ek dink 'n mens moet dit los tot jou eie oordeel. Ja. Veilig. Veilige.